Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ons is besig om bietjie te praat oor die evangelie van Markus en net weer so een of twee inleidende opmerkings. Markus is geskryf lank na die briewe van Paulus. Veral Tessalonisense wat geskryf is in 50 na Christus en die oudste brief van Paulus is en ook die oudste brief in die Nuwe Testament is. Ons weet ook dat Markus het daar in Rome gewerk en sê die kerkvaders Papias en Clemens van Alexandrië dat hulle vir Markus gesê het, jy moet die toesprake van Petrus opteken. Dis waardevolle inligting. So dis nie vir ons vreemd om te hoor dat Markus gebruik gemaak het van die stof waaroor Petrus gepraat het en Paulus gepraat het. Trouwens, Markus of Johannes Markus was ook deel van die eerste sendingreis van Paulus en Barnabas. En Markus skryf sy evangelie as sy eie literêre kunswerk en hy skryf dit op sy eie manier. Hy wil net sê God se seun het mens kom word. Hy het gekom na hierdie aarde toe om mens te word. En daar aan die begin van Markus sal ons sien dat hy Jesus soort van anoniem beskryf, dat hy geloop het van Nasaret na die Jordaanrivier, waar Johannes die doper hom gedoop het. Hy daarop aangedring het. En na hierdie doop, waar die Heilige Gees soos 'n duif, dis 'n metafoor wat Markus gebruik, Matteus sê dit was werklik, op hom neergedaal het, en 'n stem uit die hemel wat Jesus alleen gehoor het in Markus, Matteus sê die omstanders het dit ook gehoor, na hierdie doop, waar jy as te ware die Vader, die Seun en die Heilige Gees teenwoordig beleef, is dit Jesus wat begin met sy intreepreek om te sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dan kies Jesus natuurlik sy disippels, waarby ons ook sal uitkom. Nou die vraag is natuurlik, hoe sou hulle na hom luister? Wel, ek dink, hy het saam met party van hulle groot geword. Hulle het hom leer ken as iemand wat ook vis gevang het, wat ook nette reg gemaak het, wat ook op die skuite gery het. Iemand wat daar langs die meer van Galilea dikwels gestaan en vis vang het. Ek dink hulle het hom waarskynlik ook geken as die timmerman wat daar by die Agora of die Markplein, daar sy eie besigheidjie gehad het. En vanuit dit het hulle waarskynlik gesien dat hierdie man het kredietwaardigheid. Want hy kan nie net sommer gesê het, volg by, en ewe skielik gebeur alles en hulle volg hom nie. Jakobus en Johannes was moeilike ouens gewees. Hulle het nie agter enige in aangeloop nie. As hy Nathanael roep, dan sê Nathanael daar in Johannes 41, kan daar iets goeds gebore word uit Nasaret? So ons moet iets daarvan verstaan. Maar ek wil graag vanmôre lees Markus 2, die gedeelte oor die genesing van die verlamde man. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. 4 van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop, en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die dragbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes is vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en gevra, waarom sê hy so? Hy praat mos God se lasterlik. Wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen? Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop.
Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas en hulle het God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. So iets het ons nog nooit gesien nie. Ja, ek wil graag 'n bietjie praat vanmôre oor sondebelydenis en sondevergifnis. Maar dit laat my dink aan die ma wat die seentjie kerk toe gestuur het en gesê het, jy moet bietjie 'n slag in die kerk kom. En toe na die diens toe hy nou huis toe kom, toe vra sy ma vir hom, maar was jy in die kerk? Sê ja ma. Sê en waaroor het die dominee gepreek? Nee, hy het gepreek oor sonde. Ja, maar wat het hy oor sonde gesê? Maar weet nie, dit smaak my is dat teen. Nou ja, dis 'n baie maklike antwoord gewees. Kom ons kyk net eers wat gebeur hierso. Hier is 4 mense wat ons gewoonlik miskyk en dan die man op die draagbaar. Wat eenvoudig glo hulle moet by Jesus uitkom sodat hierdie verlamde man genees kan word. En as hulle dan by die huis kom, waarskynlik die huis van Petrus, dan was daar 'n samedromming van mense en hulle kon nie by die deur inkom nie. Hulle het probeer, hulle kon nie, maar aan daai huise van destyds was daar aan die kant van die huis was daar 'n trappie gewees. En dan kan jy met die trappie opklim tot op die boonste verdieping of tot op die dak. Nou die dak was eintlik maar toegemaak met riete en klei. So dit was nie verskriklik moeilik om dan nou daar 'n opening te maak en die verlamde man te laat deursak nie. Maar wat ons moet raak sien hier is dat hier inderdaad mense is, 4 mans en nog iemand wat geglo het. Jesus kan hom gesond maak. En daarom wend hulle 'n desperate poging aan. Kan jy nou indink vir 'n oomblik, hier's die mense in die huis en die volgende oomblik hier's die dak oopgekrap. Seker 'n klomp goed wat binnekant geval het en hier sak die man tot voor Jesus. Hier sak die man tot voor Jesus. Van die man se kant af is dit werklik koinonia. Is mense wat omgee vir 'n verlamde man. Mense wat 'n verlamde man help, wat uitreik, wat ondersteun, wat hulp verleen. En Jesus natuurlik stel eerstens belang in die man se geestelike lewe. En daarom sê hy, jou sondes is vergewe. Nou, ek wil graag 'n paar dinge daaroor sê. Bonhoeffer, baie bekende teoloog, het gesê, as jy alleen is met jou sonde, dan is jy erg alleen. As jy alleen is met jou sonde, is jy erg alleen. En daarom is dit nodig in eerste instansie dat 'n mens op 'n gereelde basis selfondersoek moet doen. Want dis moeilik, want jy moet grensloos eerlik wees met jouself. Jy moet jouself as te ware in die spieël kyk, jy moet in die hoek gaan staan en sê, as ek na myself kyk, wat gaan aan in my lewe? Kom ons haal 2 voorbeelde aan. Die een voorbeeld lees ons van is Nikodemus daar in Johannes 3, wat die hoof van die Sanhedrin was, van die kerkleiers. En hy kom in die middel van die nag na Jesus toe en hy sê, help my, want ek voel verskriklik alleen. Ek weet nie wat gaan in my lewe aan nie. En Jesus sê vir hom, wat jy kort, Nikodemus, is wedergeboorte. Dan moet 'n vernuwing in jou lewe plaasvind. Hierdie klomp wette wat jy onderhou, hierdie 613 wette, bring nie vernuwing in jou lewe nie. Jy moet van bo af gebore word. As Nikodemus dit nie reg verstaan nie, dan sê Jesus van bo af gebore word.
deur die Heilige Gees moet jy gebore word. Dan moet 'n vernuwing, 'n nuutmaakproses in jou lewe plaasvind. Die Here moet deur sy Gees ingryp in jou lewe, Nikodemus. En dit het inderdaad gebeur, want later by die kruisiging van Jesus is Nikodemus daar. Hy is besig om die liggaam van Jesus te verbind. Hy word eintlik na hierdie gesprek 'n nagdisipel, wat Jesus so stilletjies volg. Daar's natuurlik nog iemand wat ons van lees, en dis die Fariseer en die tollenaar. En die Fariseer spog eintlik oor hoe wonderlike lewe hy het, maar die tollenaar slaan op sy bors en sê, Here, wees hierdie mens genadig. In selfondersoek vra dat jy grensloos eerlik met jouself moet wees en sê, Here, as ek deur u oë kan kyk na myself, wat is fout in my lewe? Want ek lewe nie naby u nie. Ek kom dalk in die kerk, ek lees dalk Bybel soms, ek luister dalk soms na 'n preek of 'n ding, maar daar's nie 'n intieme verhouding tussen my en die Here nie. Daar's nog sondes wat tussen my en God staan. En daarom moet 'n mens eerlik en spesifiek wees wanneer jy op die knieë gaan en jou sondes bely voor die Here. En daarom sê ek die tweede ding na selfondersoek is belydenis. Dis nie dat God die belydenis nodig het nie. Hy weet buitendien wat in my lewe aangaan. Maar dis ek wat belydenis nodig het. Belydenis is die begin van herstel in 'n mens se lewe. Kyk nou maar na die Sirofenisiese Kanaanitiese vrou waarvan ons hier in Markus lees, né? Die vrou kom daar in die streke van Tyrus en Sidon, die heidense gebied. En sy kom na Jesus toe en sê, Kurio ekleso, Here help my. En aanvanklik ignoreer Jesus haar half, en hy sê, dis nie mooi om die brood van die kindertjies te vat en vir die hondjies te gooi nie, en sy sê, ja, Here, is waar, ek weet ek is 'n hond, ek weet ek is 'n heiden, ek weet ek glo nie, maar Here, en dis daai maar Here wat sy dan tot uiting bring, die hondjies eet darm van die krummeltjies wat vir hulle baas is 'n tafel afval. En sy gaan in 'n gesprek met Jesus. En as sy moet in 'n gesprek met Jesus betrokke raak, dan sê hy vir haar, o vrou, groot is jou geloof, gaan heen, jy's genees. Hierdie vrou kom tot insig en kom tot 'n belydenis. En daarom is daar miskien 2 vrae nodig wat 'n mens moet vra. Waarom het die sonde of dit gebeur in my lewe? Waarom? En tweede vraag is, wat was die gevolge van dit? Want as jy mooi gaan nadink oor die gevolge van dit wat gebeur het, en waarom dit gebeur het, dan kan dit jou dalk op jou knieë dwing. En sê, maar hierdie ding wat ek gedoen het skade gebring in ander mense se lewens. Hierdie ding het slegte nagevolge gehad. Ek kan dit nie weer doen nie. In die oomblik as jy dit gedoen het en jy dit ontdek het, dan kom daar 'n nuwe gevoel in jou lewe. Want jy sien in dat God verstaan en dat God vergewe. Want die woord van die Here sê, dat die Here verwyder sonde van ons so ver van mekaar soos die ooste en die weste. Trouwens Jeremia sê, God dink nie eers weer daaraan nie. Ons as mense kan nogal dink oor ander se sondes, en nadink oor sondes, en ander verwyd, en ander kruisig. Maar God nie. God vergewe onvoorwaardelik. God is as te ware die groot uitveer wat hy in Christus gegee het, om ons sondes geheel en al totaal uit te vee. En jou sondes so ver verwyder oos en wes van mekaar, dat jy dit nooit weer kan sien nie.
Want God kan nie weer daaraan dink nie. As dit by sonde kom, het God 'n slegte geheue. En dan kom daar 'n nuwe belofte natuurlik. En hierdie nuwe belofte is eintlik 'n nuwe lewenstyl wat by jou ontstaan. Jy kies, jy maak 'n keuse om dit nie weer te doen nie. Jy neem 'n definitiewe besluit dat jy al meer en meer gelykvormig sal word aan die beeld van Christus en dat jy gaan afstand doen van hierdie ou manier van lewe. Dis 'n kopbesluit. As dit van kleins af gehoor, jy moet jou hart vir die Here gee. Nee, jy moet jou kop vir die Here gee. Jou denke, jou denkkrag. Dis wat jy vir die Here moet gee. En daarom kom ons probeer saamvat oor 'n paar dinge. Geen sonde natuurlik is te klein om te bely nie. Geen sonde nie. Maar geen sonde is ook te groot dat God dit nie kan vergewe nie. Want elke sonde vervreem jou stukkie vir stukkie van God. En uitstel om te kom tot berou en belydenis knaag in jou gewete en breek jou verhouding met die Here stikkend. Kom ons maak 'n punt daarvan om sondes te erken, te bely voor die Here. Maar met die wete die Here hou nie boek van die kwaad nie. 1 Korintiërs 13. God het nie 'n groot swart boek waarin hy alles opteken wat jy doen, wat jy verkeerd gedoen het nie. God sal ook nie eendag daai groot boek vir jou oopmaak by die hemel en sê, ja, dit het jy gedoen en dat het jy gedoen en dit het jy gedoen. Nee, as jy bely het, as jy berou het en jy het belydenis gedoen, dan vergewe God dit en hy vee dit totaal geheel en al uit sy geheue. Jy sal by hom kom en sê, Here, maar onthou u nie dalk wat hy sal sê, ek kan dit nie onthou nie, want ek het jou vergewe. Vergifnis wat God bied, laat jou ligvoets lewe. Laat jou met nuwe oë kyk na die wêreld en na mense, en as jy die spieël gaan staan te kyk na jouself. As jy gevra het om vergifnis, dan stap jy daar weg met die vrede van die Here in jou hart. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan en ons harte en gedagtes en ons sinne bewaar in Christus Jesus, sê Paulus. As die klein seentjie sê, dit smaak my, is daarteen, dan is hy heeltemal reg. God is teen sonde. Want sonde bring verdeeldheid tussen my en God. En tussen my en my naaste. En my familie. En my gesin. Sonde, vertroetelde sondes ook, vernietig verhoudinge. Mag die Here vir ons help, dat ons elke dag spesifiek sal bely, opreg sal bely. Dat ons, as ons vir ons knie opstaan, weet, maar die Here het my vergewe. Dat ek stap 'n blink nuwe toekoms tegemoet. En met dissipline waar ek dit los wat verkeerd is. Mag die Here vir ons help daarin. Kom ons bid saam. Trou almagtige God en hemelse Vader, baie dankie dat U Christus 'n uitveer gestuur het om ons sondes uit te wis, aan die kruis het hy gesterf en gesê, Vader, vergeef hulle. Ja, Here, U het klaar betaal. Die offerlam is geslag. Maar die offerlam het opgestaan
en hy het opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van die troon van God, waar hy vir ons pleit. Hy is ons advokaat saam met die Heilige Gees. En help Here, dat ons erns sal maak met ons verhouding met die Here. Dat daar nie allerlei klein bysaakies vir ons sal verhinder om U opreg te dien en aanbid nie. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met binneharte die seën van die Here. Mag die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus en die vergifnis wat hy bewerk het deur sy sterwe aan die kruis, mag dit U almal skoon was. Dat ons as nuwe belydende mense die toekoms dan kan tegemoet stap. Amen. Mooi dag en mooi week vir elkeen van u. Totsiens.